Die boodskap, Numeri hoofstuk 20, water vir mense wat kla. Vroeg in die lente het die Israeliete in die Sin-woestyn aangekom en by Kades oorgebly. Mirjam is daar dood en hulle het haar toe daar begrawe. Daar was nie genoeg water om te drink vir almal nie en hulle was weer vir Moses en Aaron kwaad. Hulle het vir Moses gesê, ons wens ons het liewer saam met die res van ons mense daar by die tent van die Here dood gegaan. Hoekom het jy ons na hierdie woestyn toe gebring? Sodat ons en al ons vee kan doodgaan? Is dit wat jy wil hê? Waarom het jy ons uit Egipte uit na hierdie ellendige plek toe laat trek? Hier is net mooi niks, nie koring of vye of druiwe of granate nie. Hier is nie eers drinkwater nie. Moses en Aaron is toe van daar af weg na die tent toe waar die Here aanbid word. By die ingang van die tent het hulle op hulle knieë gaan staan om te bid. Die Here het toe in 'n baie helder lig aan hulle verskyn en vir Moses gesê, vat Aaron se kierie, dan maak julle twee die volk daar by die rots bymekaar. Jy moet daar voor hulle almal met die rots praat, dan sal daar water uit die rots uitkom. Die water wat daar uitkom sal genoeg wees vir hulle en hulle vee om van te drink. Moses het toe die kierie wat in die tabernakel was gevat soos die Here gesê het, en hy en Aaron het die volk by die rots laat bymekaar kom. Hy sê toe vir hulle, luister hier, julle klomp skoorsoekers, moet ons vir julle water uit hierdie rots uit laat kom. Toe lig Moses sy arm op en slaan die rots 2 keer met die kierie. Skielik het daar 'n groot stroom water uit die rots uitgestroom. Almal, mens en dier, het genoeg gehad om te drink. Maar die Here het met Moses en Aaron geraas, omdat julle nie op my vertrou het nie, en nie na my, die groot en heilige God, voor die volk geluister het nie, sal julle nie hierdie volk in die nuwe land inlei wat ek vir hulle gee nie. Die mense het toe die plek, die waters van Meriba, waters wat daar rusie gemaak word, genoem, omdat die Israeliete daar opstandig was teen die Here, en omdat hy daar vir hulle gewys het hoe groot en heilig hy is. Die koning van Edom weier om Israel deur sy gebied te laat trek. Moses het boodskappers van Kades af na die koning van Edom toe gestuur om met hom te onderhandel. Hulle moes vir hom sê, hierdie boodskap is van die eie familie, die Israeliete af. U weet self hoe swaar ons al gehad het. Ons voorouers het ons na Egipte gegaan en baie lank daar gebly. Maar die Egiptenaars het ons en ons voorouers baie sleg behandel. Toe het ons by die Here hulp gaan soek en hy het ons gebede beantwoord en 'n engel gestuur om ons uit Egipte weg te lei. Op die oomblik is ons in Kades, 'n stad op die grens van u grondgebied. Ons vra toestemming om deur u land te trek. Ons sal nie deur die landerye of die wingerde trek nie. Ons sal nie eens water uit julle putte skep om te drink nie. Ons sal op die groot pad bly, die een wat die koningspad genoem word, totdat ons deur u gebied is. Die koning van Edom se antwoord was kort en kragtig. Bly uit my land uit of ek maak julle reg vir oorlog. Die Israeliete het toe weer mooi gevra. Ons beloof om net op die groot pad te bly, en as ons of ons vee van die water in julle putte drink, sal ons daarvoor betaal. Ons is nie julle vyande nie. Ons wil net die pad deur u land gebruik. Maar die koning van Edom het botweg geweier en sy groot leer bymekaar gemaak om teen die Israeliete te gaan oorlog maak. Omdat Edom geweier het om Israel deur hulle land te laat trek, moes Israel toe maar van koers verander. Aaron gaan dood. Die Israeliete het van Kades af weggetrek en by die berg Hor op die grens van Edom aangekom. Daar het die Here vir Moses en Aaron gesê, Aaron se einde is hier, hy gaan sterf. Omdat julle twee by Meriba so hardkoppig was en nie gedoen het wat ek gesê het nie, sal hy beslis nie in die land ingaan wat ek aan die Israeliete beloof het nie. Laat Aaron en sy seun Eleazar saam met jou teen die berg Hor uitklim. Daar moet Aaron sy priestersklere uittrek en dit vir sy seun gee om aan te trek. Aaron gaan daar op die berg sterf. Moses het gedoen wat die Here gesê het. Die 3 van hulle is toe saam die berg uit, terwyl die volk hulle agterna gekyk het. Bo op die berg het Moses Aaron sy priestersklere laat uittrek en dit toe vir sy seun Eleazar gegee om aan te trek. Aaron is daar op die berg dood. Daarna het Moses en Eleazar van die berg afgekom. Toe die volk hoor dat Aaron dood is,
het hulle 'n volle 30 dae lank oor hom gehuil en getreur.